Môre, dis maandag, dis die 9de Februarie en ons is weer hierdie week besig om dit wat ons Sondag by die erediens behandel het, weer na te kyk, op te som en om te klink. Nou verlede Sondag en verlede week het ons gekuier rondom sukkel met geloof. En in hierdie trant gaan ons aan as ons kyk na ons tema, die proses van geloof. En ek vat vir jou na 2 Konings hoofstuk 5. Nou tyd is ons vyand, so ek gaan vinnig lees. Dit gaan oor die verhaal van Naaman. Naaman, die hoof van die leer van die koning van Aram, was 'n gesiene man wat die agting van die koning geniet het. Deur hom het die Here oorwinning aan Aram besorg. Die man was 'n dapper soldaat, maar hy het melaats geword. Op een van hulle strooptogte het die Arameërs 'n jong dogtertjie uit Israel ontvoer, wat Naaman se vrou se bediende geword het. Sy het vir die vrou gesê, ag, as meneer net by die profeet in Samaria kon uitkom, dan sal hy vir meneer van sy melaatsheid gesond maak. Naaman het by die koning gekom en hom meegedeel wat die dogtertjie uit Israel gesê het. Gaan gerus, sê die koning van Aram gesê, ek stuur jou met 'n brief na die koning van Israel toe. Hy het vertrek en 342 kilogram silwer, 68 kilogram goud en 10 stelle klere met hom saamgevat. Kom ons lees net tot daar. Ek het dit gesê amper, dink 'n bietjie, ons gaan nou kyk na hierdie verhaal en dink aan 'n konsert of 'n film daarvan en hoe elke rolspeler dan kom sê wat 'n rol speel hy. Nou die hoofrol word hier gespeel deur Naaman. Nou dink nou aan 'n kind wat op skool is, baie goed in sport, baie goed in akademie en hy's net all over the place. By die ATKV en oral. En hoe meer hy harder leer, hoe meer punte kry hy of sy, en dan ook hoe meer hy oefen, hoe beter presteer hy op die sportveld. En met die tyd bou hy selfvertroue op, kom later op die leerlingraad en is 'n leier in alle opsigte. En so gaan hy om te werk van onder af, 'n soldaat, 'n dapper soldaat wat uiteindelik met prestasies dan uiteindelik die weermag-generaal word. En dit is natuurlik Aram se regterhand, want 'n koning in daardie tyd het veral sy koninkryk uitgebrei en verstewig, so sterk soos wat sy weermag-generaal of generaal van die weermag sou wees. So, 'n gesiene man, 'n begaafde man, 'n man wat eintlik 'n staatsbegrafnis moet hê, 'n baie indrukwekkende lewe vol selfvertroue, hoog op, en dan staan daar die woordjie maar. En dan word daar 'n streep deur alles getrek, want dan kry hy melaats. Wat beteken? Al die harde werk, alles wat hy deur die jare opgebou het, daai kaarte stort in duie. Want die strategie en die beplanning om 'n oorlog te wen is 'n heeltemal 'n ander ballgame as om melaats te wees. Niks wat hy beplan, niks wat hy dink, niks wat hy doen, kan dit wegvat en regmaak nie. Nie met positiewe denke nie, nie met ek voel sterk en ek sal hierdie ding wen nie, nie wat hy eet of wat ook al hy kan doen, kan melaatsheid wegneem nie. OK, so mense gryp dan na strooihalms wat partykeer nie sin maak nie. Dis Naaman se lewe. En daar is my tyd alweer om. Môre kyk ons verder na die ander rolspelertjies, die dogtertjie en die koring van Aram. En al wat ek wil uitwys is dan hierdie wipplank van geloof en vertroue. Dis baie maklik om 'n sterk godsdienst te hê, om 'n sterk geloof te hê wanneer dit met jou goed gaan, wanneer jy presteer, wanneer jy geld maak, wanneer jy voor in die koor is en in beheer is van jou lewe. Maar wanneer dit van jou al weggevat is, soos 'n Job en 'n Naaman, dan is dit 'n ander ballgame. En daaroor praat ons later
weer verder in hierdie week. Here Jesus, ons weet, dit is maklik om in 'n kerk te behoort, in die kerkraad te wees, 'n geestelike leier te wees wanneer dit goed gaan. Maar wanneer ons kaarte mekaar val, siekte, werk verloor, huwelik wat uitmekaar breek, egskeiding, of wanneer jy by die graf van 'n geliefde moet staan, dan val ons en tuimel alles in mekaar. En is dan, wanneer ons hulp nodig het met geloof en vertroue. Vat ons hand in hierdie proses, Here. Amen. Mag jy 'n baie mooi maandag hê. Mooi loop.